Amore, goeiemiddag. Nee, dis reg. Sê vir meneer Bill Gates, hy kan maar hier by ons in die ateljee sit want elke middag op RSG geld sake met Moneyweb tussen 5uur, dan praat ons net entoesiasme hier. Jy weet niks anders nie. En partykeer is dit nou al is dit negatief. Dan is ons self entoesiasties oor die negatiewe goed, want die negatiewe goed moet een of ander tyd weer draai en as dit positief is, dan is ons nou verskriklik. Dis ook entoesiasties. Dis hoekom mense vra of die rooi mure op my stoel is, dat ek nie kan stil sit nie. Ek sê vir hulle nee, dit is nie so nie. Dit is hierdie opgewondenheid wat maak dit ons hier so sit en rondskuif as die program uitsaai. Entoesiasme. Waar is ons op die oomblik op hy draai? Wat 'n draai? Die draai van die draai van die markte. Groot draai. Die lang verwagte draai. Nee, dis anderdag se storie daar. Niemand het 'n klou waar daai draai is so ver nie is. En tot met jou entoesiasme kan jy nie die draai 'n bietjie kleiner en korter maak nie. Nee, maar eers elke dag is hier draaie binne in die mark en daaroor raak ons opgewonde. Ja, vandag weer 'n lekker draai gewees. Mark stewig na gister baie punte verloor en vandag sommer meer as 400 punte op. Finansiële indeks meer as 3% op. Sulke goeie. Lekker draai. Jy is skou gehalte, Andries. Heerlik om na hierdie goeie te kyk, jy weet. Never a dull moment. En as dit dan is, dan maak jy dit wakker. Alles wat mooi is, lekker bly. Dankie, totsiens. RSG geldsaake met Moneyweb word aangebied deur Discovery Invest se Escalator Funds. Nou word gewaarborg dat jou belegging nooit minder sal wees nie as 80% van die hoogste waarde wat ooit behaal word. Sukses word dus verseker met Discovery Invest. Discovery is 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste. Goeiemiddag en hartlik welkom by vanmiddag se uitsending van RSG Geldsaake met Moneyweb. Ons saai ouer gewoonte uit vanaf Rosebank in Johannesburg en praat geldsaake tot kort tuskant 6uur. My naam is Andries van Sail, saam met my in die ateljee François Du Plessis, beleggingskenner en direkteur by Vega Batebestuur in Pretoria. Goeiemiddag François. Goeiemiddag Andries. Ek herinner luisteraars graag daaraan dat gedeeltes van die RSG geldsaake uitsending op video opgeneem word en dan op 'n spesiale webtuiste geplaas word waar dit besigtig en beluister kan word. Die webtuiste is www.youtube, en daai YouTube is youtube.com/Moneyweb. Ek herhaal net weer die webtuiste www.youtube.com/Moneyweb, en die wat my nie glo, as ons daar kan gekyk, Frans, wat vanmiddag so 'n mooi groenerige hemp aan hoofnuus vanmiddag. En ons blaai sommer na die volgende bladsy, want hy het laatmiddag ingekom. Die land se handelstekort het in Februarie vanaf Januarie se 17,4 miljard rand tot sowat 570 miljoen rand gekrimp. En ek herhaal net weer daai syfer, vanaf Januarie se 17,4 miljard rand tekort het hy in Februarie gekrimp tot 700 of 570 miljoen rand tekort. En François, dis 'n daling van meer as 16 miljard rand. Andries, inderdaad, baie goeie nuus. Ek dink dat die mark heeltemal onkant gevang. Die verwagting daar was dat die tekort sou ingekom het of sou gekrimp het van, soos jy genoem het, die 17 miljard rand tekort in Januarie na 'n tekort van so tussen 8 en 11 miljard rand. Die tekort op of die surplus op die handelsrekening van enige land is baie moeilik om presies vooruit te skat as gevolg van heelwat spesiale groot items wat in 'n sekere periode aangekoop kan word deur die staat, maar die tekort op Suid-Afrika se handelsrekening was in baie ekonomiese kringe gesien as Achilles heel van Suid-Afrika se ekonomie en spesifiek die wisselkoers. Ons het gesien dat veral Turkye wat ook 'n groot tekort op die handelsrekening het, nou wat dit basies in eenvoudige taal gestel is, die land voer meer in as wat hy uitvoer, en dit kan die wisselkoers onder redelike druk plaas en soos ek genoem het, dit is baie positief hierdie syfer wat vanmiddag ingekom het. Ons het gesien dat die rand dramaties verstewig het, tans hier op R6.55 en die R9.55. R9.55, ekskuus, ek was so opgewonde raak nie. Ja, maar Amore het mos gesê daar by RSG ons moet
ons moet entoesiasties wees. Hy het meer as 2,6% versterk. Dis reg, net laastens Andries, die belangrikste punt hierso is wanneer ons na die verskillende handelszones kyk, Asië, Europa, Amerika en Afrika, is Afrika die kontinent waar beide die invoere en die uitvoere verhoog het, en ons praat later in die program meer hieroor. In Amerika staar die FSA se grootste motormaatskappy General Motors gestruktureerde bankrotskap in die gesig as hy nie binne 60 dae 'n aanvaarbare vernuwingsplan aan die Withuis kan besorg nie. GM soek 'n bykomende $16 miljard van die FSA regering om te oorleef. En Chrysler, wat sowat $5 miljard se bykomende regeringshulp soek, het 30 dae tyd gekry om die Withuis onderhandelde vennootskap met Fiat deur te voer. Korrek Andries, die Withuis gebruik nou die stok en wortel taktiek om Detroit uit 'n skaakmat situasie te dwing. Fiat se hoofuitvoerende beampte het laat gisteraand uit Italië na Detroit vertrek om dringend samesprekings met Chrysler te hervat, nadat president Obama vir Chrysler 30 dae gegee het om die beplande samewerkingsooreenkoms wat al in Januarie die lig gesien het te finaliseer. Die oogmerk is dat Fiat Chrysler sal help met tegnologie om kleiner radkaste te bou en dat Fiat sal baat deur blootstelling te kry aan die groter Amerikaanse motormark. Verder het General Motors se nuwe hoof Fritz Henderson gesê die maatskappy moet baie vinniger werk om sy skuldlas van meer as $27 miljard te verminder. Sover kon General Motors se eienaars van skuldbriewe hulle kon dit nie oortuig om te skakel na gewone aandele nie. Onthou, wanneer 'n maatskappy bankrot verklaar word, staan aandeelhouers heel laaste in die ry en kry gewoonlik niks. Nou afhangend van die terme van skuldbriewe word dit gewoonlik gedek teen maatskappy bates. General Motors het reeds $13 miljard van die Amerikaanse regering ontvang sedert Desember, en die terme van hierdie lening was dat skuldbriefhouers 2/3 van hulle skuldbriewe moes omskakel na gewone aandele, maar tot dusver het General Motors nog nie aanvaarbare plan na die tafel toe gebring nie, en dis die vernaamste rede waarom Rick Wagoner gevra is om sy kantoor te ontruim. En net laastens, volgens Bloomberg verhandel General Motors se skuldbriewe met 'n kuponkoers van 8.3%, nou net teen 16 sent in die dollar en 'n opbrengskoers van 52%. Nou dit sê presies hoe skepties die mark is dat beleggers hoegenaamd hulle geld in General Motors gaan terugkry.